Goeiemôre Suid-Afrika, 11 Mei, 1400 Suid-Afrika tyd, update van die Iran-oorlog. En vandag, na die naweekse gebeure, lyk het of alles van vooraf begin. In terme van Iran se brief wat hulle vir Amerika gestuur het, hulle proposal om die oorlog te stop. In die proposal sê hulle demand onmiddellike stop van die oorlog, met 'n gradual opening van die Strait of Hormuz in ruil vir die blokkade, Amerikaanse blokkade, om weggevat te word, dat het weer oop gaan en connect. Maar, om dit te doen, moet die nuclear talks gedelay word met ten minste 30 dae. Hulle wil nie oor nuclear goed praat nie. Hulle wil dit nie eens opgee nie. Hulle staan nou eintlik sterker dat hulle wil glad nie hulle nuclear opgee nie. Hulle het in die berig ook gesê dat hulle sal van hulle verrykte Iran dilute en die ander vir 'n derde mag gee, maar hulle wil dit eers een kant hou om dit eers te negotiate met dit. So op die oomblik staan Iran sterk in terme van hulle opinie, hulle standpunt, dat hulle wil glad nie hulle nuclear program opgee nie. Vooraf het mense altyd gesê, ja, hulle het nie ambisies om nuclear bomme te bou nie, maar Iran het self gesê, hulle het genoeg verrykte Iran om 11 bomme te bou, en hulle gaan dit doen. Dis waarvoor die oorlog begin is deur president Trump. Nie begin is nie, begin om geëindig te word, want die oorlog kom al vir 40 jaar lank, meer as 40 jaar, wat deur Iran begin is. Toe hulle ons ambassade mense daar gevangene geneem het en vir baie maande hostage gehou het, en tussen in daai tyd tot nou toe al oor 1000 Amerikaanse soldate doodgemaak het. So hier staan ons op 'n standpunt. President Trump het net gesê, sorry, hy gaan nie hulle versoek is ridiculous, hy gaan dit nie aanvaar nie. Hy beplan nou op die oomblik sy besoek met president Xi, wat Woensdag gaan begin. President Trump het baie tyd, Iraniërs het nie tyd nie, want hulle ekonomie is nog steeds afgesny, ek ken niks in en uit Iran nie. Die probleem met die IRGC is, hulle worry nie of die plek afbrand en daar niks oorbly vir die populasie nie, hulle sal oor ashes rol, maar hulle worry nie oor dit nie, solank hulle net in charge kan bly. En om met so 'n radikale regime te onderhandel is maar moeilik, want hulle gee nie om, as hulle nie gaan omgee vir hulle mense nie, dan het jy nie baie leverage op om hulle te druk nie. Al wat hulle nou op hulle het is die ekonomie, wat nie te lank meer gaan hou vir hulle nie. Kyk na hulle currency, hulle geldwaarde totaal vergeval nou. Hulle inflasie is al ver oor die 100% op sekere goederes. So, dit is vir hulle, maar hulle worry nie, want hulle populasie kan maar suffer, dit is vir hulle niks nie. President Trump en president Xi gaan die week ontmoet daar in China, in Beijing op Woensdag en Donderdag, en die is definitief hoog op die besprekingslys. Ons sal nou maar sien of daar kan druk van president Xi afkom op Iranse leierskap, om hulle storm te stop, laat hierdie ding kan einde kry. President Trump het baie tyd, vir hom plaat nie, die Strait of Hormuz maak niks vir Amerikaanse ekonomie regtig nie. So, hy het baie tyd om mee te speel. Dis Iran wat sinkel op die oomblik, is hulle wat geknoei word. Ongelukkig is daar baie ander lande wat afhanklik is van die vloei van die ekonomie deur die Strait of Hormuz, wat ook aangeraak word. Daarom sê president Trump al van die begin af, die ander lande wat regtig behoefte het om die ding oop te hou, moet hulle deel bring, om te kom help om my plek oop te hou. Een van Iranse voorwaardes was, ons kan die oorlog stop, maar dan wil ons ten volle beheer oor Strait of Hormuz hê, en dis no-go. Jy kan nie net 'n land vat, 'n land totale beheer oor 'n internasionale water gee nie. Dis 'n no-go. So, dis waar ons vandag sit. President of minister Netanyahu, Israelse leier, hy het ook gesê, hierdie oorlog is nie verby tot Iran hulle nuclear wapens opgee nie, en hulle nuclear capability opgee nie. So hulle verrykte Iran, enige centrifuges wat nog werk, al die moet gedismantle word. Eers dan is hierdie oorlog verby. So hy hou hulle op, hulle bly reg, hulle is saam met Amerika in die skietstaking, maar hulle is ook op hulle eie. Hulle kan besluit, hulle voel nie dat hierdie ding gaan 'n rigting toe nie, en hulle gaan die centrifuges in plekke wat nog gaan staan tref. So hierdie ding is nog lankie verby nie.
Hierdie ding kan nog ruk aangaan. En ongelukkig gaan die wêreldekonomie daaronder lê. En so op 'n stadium gaan hulle op 'n punt moet kom, waar daar besluit moet gemaak word, wat maak ons nou, en gaan vorentoe. Ons sal maar sien wat sy besluit hierdie week. Dit is up in air vir enige iemand om te kan raai ripa speel, om te sien wat gaan gebeur. Maar op die oomblik wat ons sien vandag, gaan nog aangaan vir 'n paar dae ten minste. En kan miskien vir weke aanhou. So ek is môre by Botha vir Koppel TV. Geniet die dag.